Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here en ek dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom sy wonderlike woord. Ek vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het, dat u vars verkook en nie opgestaan het. Nou ek kan amper nie glo dis al die einde van Januarie 2025 nie. Dis letterlik soos die Bybel vir ons sê, ons lewe is maar 'n damp wat nou verskyn en môre verdwyn. Vriende, dis 'n paar handbreedtes. En as ons oë uitvee, is ons lewe verby en net wat ons vir die Here gedoen het, sal staande bly. Daarom pleit ek by u dat my en jou gebed sal wees: Here, leer my om my dae so te tel, dat ek 'n wyse hart sal bekom. Waar kry ons wysheid? Die Bybel sê vir ons, dat kennis van die Heilige is verstand. En soos ons die blaaie van die Bybel bestudeer, leer ons die God van die Bybel beter ken. Ons sien ons eie sondige harte, ons sien sy heiligheid, ons sien sy verlossingswerk aan die kruis, en die kosbare Heilige Gees, wat deur die waarheid van die woord ons harte verlig, en ons lei op hierdie pad van geregtigheid. En daarom pleit ek by u, dat u en ek saam sal sê: Here, hier is ek. Help my om my dae so te tel, dat ek 'n wyse hart sal bekom. Nou vriende, ons kry wysheid uit God se woord, en vanmôre gaan ons aangaan met Spreuke, baie besondere boek in die Bybel. Ons lees vir u net 2 verse vanmôre, dan staan ons stil by die oordeenking daarvan. Daar staan: beroem jou nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag sal bring nie. Laat ander jou prys en nie jou eie mond nie, 'n vreemde en nie jou eie lippe nie. Hierdie is sulke kosbare waarhede ook vir ons, wat lewe in die jaar 2025. Nou hierdie eerste gedagte gaan oor: beroem jou nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag sal bring nie. So met ander woorde, moenie jouself prys oor sekere goed wat jy in daardie dag gaan doen en miskien gaan verkry, en een of ander kar wat jy gaan koop, 'n toekenning wat jy gaan kry, 'n bevordering wat jy gaan kry, en al die dinge nie. Beteken dat ons mag net nie kommunikeer met mense nie? Nee, ons kan dit met mense kommunikeer. Is altyd goed as die Here jou seën en jy kan miskien 'n ander voertuig koop, of jy kan miskien 'n bevordering by die werk kry. Maar hierdie gedagte gaan: beroem jou nie op die dag van môre, so asof jy dit alreeds gekry het nie. Daarom moet daar altyd hierdie gedagte wees: as dit die wil van die Here is, wil ek môre daardie ander kar gaan koop. As dit die wil van die Here is, sal ek môre daardie bevordering by die werk kry. Want hoor wat sê Jakobus vir ons daar in Jakobus die 4de hoofstuk, die 13de tot die 16de vers. Daar staan: kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die stad en die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak. So hulle roem. Hulle sê: ons gaan na hierdie stad en ons gaan wins maak. Ons gaan suksesvol wees. Nou sê vers 14: julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie. Wat hoedanig is julle lewe? Dis tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. In plaas dat julle sê: as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit doen of dat doen. Maar nou roem julle in julle groot pratery, en sulke roem is verkeerd. En hierdie hele gedagte, vriende, word weerspieël ook in hierdie vers in Spreuke 27. Ons kan ons nie beroem op die dag van môre nie. Ons kan altyd sê: as dit die wil van die Here is, sal ek môre A, B of C doen. En mag die Here ons wysheid gee in hierdie saak, want hy is die een wat die dag van môre ken, die dag van gister en eergister en 100 jaar vorentoe en 100 jaar terug is vir God ewig goed bekend. Waarom? Want hy is die soewereine, alwetende, almagtige God, aan wie toe kom die eer, die heerlikheid van nou af tot in alle ewigheid. En dan die volgende vers: laat 'n ander jou prys en nie jou eie mond nie, 'n vreemde en nie jou eie lippe nie. Nou vriende, die meeste van ons, nie almal nie, maar die meeste van ons haat grootpraters. Dit irriteer ons grensloos as ons in 'n gesprek is en die persoon praat net oor homself. Me, myself and I. Wat het hy bereik? En wat gaan hy nog bereik? En wat se toekennings het hy ontvang? En wat staan in sy motorhuis? En waar bly hy? En hoeveel geld het hy weer gemaak die laaste maand of 3? En ons almal weet hoe irriteer dit ons. En die Bybel sê vir ons: moenie as kind van die Here in hierdie struik trap nie. Want die Bybel sê vir ons dat trotsheid kom voor die verbreeking en hoogmoed kom voor die val. Die Here sê: God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges skenk hy genade. Wat is lekkerder as om in 'n gesprek te sit en mense sal iets sê, en ek het onlangs so iets gehoor waar iemand 'n ander een prys, en die persoon was in die gesprek gewees en dit was eintlik so 'n mooi getuienis gewees. Toe 'n ander persoon sê: hierdie persoon doen hierdie ding en hy doen daardie ding en hy doen daardie ding. En dit was vir my so mooi dat 'n ander een hierdie persoon geprys het, want hulle het sy lewenswandel gesien, hulle het sy optrede gesien. Hy prys homself nie, maar hy gee aan God die eer dat die Here hom in staat stel en die vermoë gee om sekere dinge te kan doen en te kan vermag.
En dit is die kort en die lank van hierdie oordenking van vanmôre, vriende. Dat ons werklik sal besef, ons lewe is maar vir 'n paar oomblikke daar. Ons kan nie sê, met sekerheid gaan ek môre A, B en C doen nie, maar dit moet altyd wees as dit die wil van die Here is. En ons moenie, verskoon die platvloerse uitdrukking, ons moenie brag oor enige suksesse nie. Ons moenie brag oor ons lewe en ons self adverteer vir ander mense asof ons hierdie besondere mens is nie. Vriende, ek verstaan baie keer, wanneer jy 'n CV moet opstel, en ek hoor baie keer hier in die korporatiewe wêreld, jy moet jouself verkoop aan ander mense. 'n Kind van die Here is iemand wat sê, weet jy wat ek is net genade. Wat ek het is net geleen. Daarom gee ek aan God die eer vir alles wat hy vir my gee. En ek roem sy naam, ek loof hom en ek prys hom en ek dien en eer hom met my lewe tot daardie groot en deurligte dag, wanneer ek hom in sy heerlikheid sal sien soos hy is. Mag die Here ons genade gee, kort gedagte, bedink dit, oordink dit, pas dit toe in jou lewe en mag die Here vir jou baie ryklik seën. Groete vir u en 'n mooi dagie verder. Tada.